Goeiedag Stronghold Unlimited. Ek hoop het gaan baie goed met elkeen van julle en ek hoop julle geniet al die vakansiedae en al die lekker lang naweke. Ek wil vandag met ons Sunday Reflection wil ek graag met julle iets deel wat ek raak gelees het oor die Paasfeestyd. Ek het so 'n bietjie tyd spandeer rondom die verhaal van Jesus se kruisiging en dan ook sy opstanding en wat hy gedoen het voor sy kruisiging, met sy kruisiging en dan ook wat hy gedoen het veral na sy opstanding en nogal 'n paar interessante goed raak gelees veral hier in Johannes 20 en 21 van wat hy gedoen het nadat hy opgestaan het uit die dood uit. En hy het onder andere wat hy gedoen het, is hy 3 keer aan sy disippels verskyn. En dit is my so mooi die moeite wat Jesus maak om aan sy disippels te verskyn. Die eerste 2 keer wat hy hulle verskyn, het hulle self in 'n vertrek toegesluit, want hulle was bang, hulle was bevrees. En al 2 kere wat hy aan hulle verskyn, is sy eerste woord aan hulle vrede vir julle. En met die tweede verskyning, verskyn hy spesiaal vir Thomas. Want met die eerste verskyning was Thomas nie deel van die groep nie. En toe sê die disippels vir hulle, maar Jesus het aan hulle verskyn. En toe sê Thomas, maar hy sal graag vir Jesus sal sien. Hy sal sy vingers in sy wonde wil druk. En Jesus verskyn toe spesiaal 'n tweede keer aan hulle, spesiaal vir Thomas, om vir Thomas te help om te glo. En wat vir my mooi was, Jesus verskyn toe 'n derde keer aan hulle. En dit lyk so vir my of hierdie derde keer spesiaal vir Petrus was. Want ek dink op baie stadium is Petrus nogal gesukkel het met skuldgevoelens. En ek wil eintlik vandag so 'n bietjie gesels oor skuldgevoelens. Want dis iets wat ons nogal kan ry. Dis iets wat ons nogal kan vashou. Die skuldgevoelens. En dis veral die vyand wat ons vashou met skuldgevoelens. Maar dis my so mooi hoe Jesus hier 'n spesiale ontmoeting met Petrus reël. Daai dag sê Petrus, maar hy gaan weer visvang. En van die disippels sê, maar hulle gaan saam visvang. Hulle is besig om vis te vang, hulle kry weer niks gevang nie. En Jesus is toe op die kant van die water, van die dam, van die meer. En hy sê vir hulle, het julle iets gevang? En hulle herken hom nie dadelik nie, want dit lyk my omtrent so 100 meter van die kant af. Hulle sê hulle het niks gevang nie. Hy sê toe vir hulle, gooi die nette aan die regterkant. Hulle gooi die nette en hulle vang 'n ongelooflike klomp vis. En toe hulle sien dit gebeur, toe sê Johannes vir Petrus, dit is Jesus. Ek lees vir julle hier in Johannes 21 vers 7. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was kaal, en in die water gespring. Petrus wou so gou as moontlik by Jesus uitkom, en ek dink is omdat hy gesit het met die skuldgevoelens, en hy het geweet, hy moet by Jesus uitkom, hy moet hierdie saak regmaak. En natuurlik, wat toe nou daarna gebeur, is die bekende gedeelte waar Jesus 3 keer vir Petrus vra, het jy my lief? En dan sê Petrus, ja Here, jy weet mos, ek het jy lief. Maar dit is so mooi dat Jesus hom 3 keer vra, het jy my lief? En Petrus kry 3 keer 'n geleentheid om te sê, ek het jy lief. En die rede hoekom ek sê, Petrus moes redelik gesukkel het met skuldgevoelens op daai stadium, want hy het mos vir Jesus net voor die kruisiging het hy vir Jesus 3 keer verloon. En hy moes regtig met skuldgevoelens gesit het. Maar dit is so mooi, Jesus gee hom die geleentheid om van daai skuldgevoelens ontslae te raak. Hy het hom 3 keer verloon, maar 3 keer gee Jesus om die kans om te sê, ek het u lief. En ek seker na daai incident was Petrus vry, want kort daarna lees ons hoe Petrus na die uitstorting van die Gees een van die beste preke nog gee. So die Here wil nie ons moet met skuldgevoelens rondloop nie. Jesus het gekom om ook ons 'n rein gewete te gee. So ek wil jou aanmoedig, miskien sit jy dalk met skuldgevoelens. Maak soos Petrus, gaan na Jesus toe en vra vir Jesus om jou te help om vry te kom van daai skuldgevoelens, want hy het gekom ons vry te maak. So ja, stap in daai vryheid. Mag dit 'n geseënde week vir julle wees, is 'n lekker kort week met baie vakansiedae, maar mag dit 'n geseënde week wees en stap in die vryheid wat Jesus gekom het om vir ons te bring. Baie seën. Totsiens.